My broer en my sis nou, ons doen 'n reeks, ek weet nie of julle agtergekom het nie, so tussenin deur. Die ewige lewe, kan julle hom daar sien? Is iemand nog hier? Daar is hy. Nou, ons begin met hersiening, en dan sê altyd so 2-3 mense vir my, onthou nou, as jy hersiening doen, dan moet jy by die regte preek ook uitkom. So, ons gaan, ek haas my met die hersiening. Wat sê ons eers, my boet, my sis, die ewige lewe, waaroor gaan het? Hoekom bestaan jy, man? Hoekom het jy 'n naam? Hoekom is jy hier? Hoekom? Jy is, maar hoekom is jy? Want God het 'n droom gehad. Jy is gebore in die hart van die Vader. Amen. Is ons nog hier? En alles het te doen met, in hierdie droom, is dit hierdie arms wat uitgestrek is. Hierdie arms wat uitgestrek is, en God wat gesê het, ek soek 'n familie, ek soek 'n huis, ek soek 'n plek, maar daar is 'n saam, daar is 'n volk, daar is soos 'n familie. En vir dit, hierdie ewigheidsdroom, omdat hy 'n droom het, daarom is jy iets. En hierdie iets wat jy is, eersteen, kinders van die Vader. Daarom is jy kinders van die Vader, die wat nie hier was nie, julle kan hom vinnig doen. Kinders van die Vader. Tweedens, wie is jy van Jesus? Die bruid van Jesus tot in alle ewigheid. Derdens is jy die tempel van die Heilige Gees, waar hy welkom is om te doen soos wat hy wil vandag in jou lewe, maar soos wat hy altyd by jou sal bly. Ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat. Dis deur die Gees. Nommer 4. Die lewende stene in 'n geestelike huis. Dis ons. Daar's 'n ons. God soek 'n huis. Maar lewende stene wat vas aan mekaar, wat nie die een steen omwip en dan spring hy uit die muur uit nie. Maar en waar jy nogal naby aan ander stene moet kom, andersins is die huis nie stewig nie. Is daar krake in die huis. En God soek nie krake in sy huis. Goeiemôre. Dis alles oor die familie van God tot in ewigheid. Nommer 5 was, wat ons gepraat het, die woning van God, Johannes 14:23, die kernvers oor die gemeente, waartoe ek ons die gemeente geplant gesê, Here, wat is die naam van, wat is die hart van dit wat U wil doen? Our Father's home. Wat hy gesê het, hy wil welkom wees. En partykeer, hoe sê hulle ons, you play for the gallery. Maar aan die einde van die dag is jou passie, my passie, dat ons Pa moet welkom wees in dit wat ons bou, in dit wat ons het, in dit waar ons saam is. Amen. Die woning van God. Ons word genoem die volk van God. Die volk, the people of God. We are a people. Dit is 'n specific people. Die skrif in die Engels praat van a people of God. Dit wil sê, dit is 'n groep mense wat uitstaan, wat anderste is as die res van die mense. Ons is hier. Nommer 7 was broers en susters in God se familie. Hoeveel van die briewe begin met geliefdes in die Here? Nou vandag gaan ons dink, ons gaan nou nie so godsdienstig wees nie. Dit is wat die Bybel sê. En wat eintlik mooi is van geliefdes in die Here is, jy wat liefgehê word deur God. Jy wat God se liefde het, geliefdes in die Here. Maar ook dat ons mekaar sal lief hê. Amen. Daarom sê die Here, as jy God lief het, maar jy het mense nie lief nie, dis vals. Dis vals. Want in God se droom is liefde in die konteks van familie, waar hy Pa is en hy sê, as ek jou Pa is, as ek jou Vader is en jy sê jy het my lief, dan gaan jy jou boetie en jou sussie lief hê. As dit kwaliteit liefde is en nie vlak goedkoop liefde nie. 8 skape van sy kudde, van sy weide, sê die ou vertaler. Tot in ewigheid, daar sê 9 konings met die koning van alle konings, Openbaring 1:6 wat ons sê, ons sal tot in ewigheid met God regeer as konings en priesters. Konings saam met die koning van alle konings. En daai skrif het nie te doen met, hy is koning bo al daai goddelose gemorskonings nie. Ja, hy het gesag oor almal. Maar, hy is die erekoning oor ons
as konings wat in die naam van Jesus môre regeer. Nou, in die naam van Jesus wat jy daar sit, en jy neem gesag as 'n koning, en jy gebruik die naam van die erekoning, en sê, in die naam van Jesus, gaan hierdie robbies in my lewe stop. In die naam van Jesus is ek klaar met hierdie. In die naam van Jesus sal ek nie hierdie moedeloosheid volg nie. Ek sal God hoor. En daar sit jy as 'n koning, en jy gebruik die naam van die erekoning, en jy heers, soos wat jy nou hier sit, en jy reageer op die woord. Aan die priesters met die hoëpriester. Priesters tot in alle ewigheid om Jesus naam ontwil. Konings in die naam van Jesus elke knie buig. Om Jesus naam ontwil. Here, dit gaan oor U. Dit gaan oor U. Dis priesters wat tot in alle ewigheid is ons gemaak om hom te aanbid. Om hom te aanbid. Intimiteit. Daai konings en priesters, konings, autoriteit, priesters, intimiteit. Dis vir ons moeilik. As iemand jou vriend is, jy weet, dan sit ons net vriendskap en is intimiteit. En as hy dan 'n bietjie houding trek en vir jou sê, weet jy moet al kyk na hierdie ding in jou lewe. Ja, nie altyd so maklik nie. Maar die twee moet kan saamwerk. Van die een, die skrif praat van, wees waardig. En hulle het gesê, die een met die gesag. En toe hy kyk, toe is dit die een wat vra na intimiteit. Hoe staan dit in Openbaring? Hulle sê, vra wees waardig. En hulle sê, die leeu van Juda, die leeu van Juda. En toe ek kyk, 5 verse verder, sê Johannes, toe sien ek nie die leeu nie. Toe sien ek die lam. Toe sien ek die lam. So as ek die gesag aanvaar, om nie meer te kyk soos gister nie meer te kyk na, waar is die oplossing, waar is die dit, waar is die dat, maar ek hoor die gesag, ek onderwerp aan die gesag, wat sal ek by uitkom? Ek sal by die intimiteit by God uitkom. As ek bereid is om die inspraak te vat van die leeu van Juda, sal ek tot die lam van God kan nader. Amen. Dit was tot in alle ewigheid die familie van God. Dan, as ons hom net daar eers los. So, dit is God se ewigheidsdroom. Maar nou sit ons op aarde en nou het ons een merske groot gemors gemaak van hierdie droom. Dit gaan nie gebeur nie. Dit gaan nie gebeur nie, sê elke demoon in die hel. Dit gaan nie gebeur nie. Maar dan kom die Seun van God en is die enigste plek waar jy die hoop het dat daardie droom in jou lewe vervul kan word. Is 'n lewe op aarde in Christus, waar jy in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld. Waar jy hierdie wêreld haat, en God het 'n droomwêreld in sy hart lief gehad, dat hy sy seun gestuur het, dat in sy seun hierdie droomwêreld 'n realiteit sal word in Christus, in die middel van 'n gemors wêreld, wat ek en jy moet dood wees tot die wêreld, en die wêreld tot my dood. So wat is my lewe dan op aarde waar ek hoop het? Kom ons gaan. Toe het ons gesê daai Sondag, ek is gekruisig met Christus, né? Ons vat ons sommer vinnig. Tweede een, ons is gekruisig met Christus. Ons het gesterf met Christus. Ons is opgestaan met Christus. En as ons opgestaan het met Christus, nommer 5, gesete met Christus in hemelse plekke. Sodat van daardie plek nommer 6, verborge in Christus. My lewe is verborge in Christus. So hier is 'n gemors lewe, wat ons 'n gemors gemaak het hier op aarde. Hier is 'n wêreld wat ons op aarde geskep het. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Wat is daai gebed? Daai gebed is, Here, hier op aarde het ons 'n gemors wêreld na vore gebring. Maar daardie droomwêreld in die hart, laat dit in hierdie wêreld, deur my lewe, deur die kerk, deur my boetie en sussie, laat dit in hierdie wêreld, daai droomwêreld begin 'n realiteit word deur ons lewe in die midde van die gemors wêreld. Maar daai lewe, daai droomwêreld in U en net in U seën, is daai droomwêreld. So ek het 'n fantastiese lewe, jy het 'n fantastiese lewe wat verborge is, verborge. Dis nie net bekend nie.
Dis in Christus. En omdat dit nie goedkoop is nie, as ek Christus soek, as ek Christus leer ken, as ek sy hart leer ken, as ek sy woord eet en deel van my lewe maak, dan gaan ek hierdie kwaliteit lewe kan ontdek wat God vir my, vir jou het in Christus. Maar net in Christus. Jou idees, net in Christus, jou drome, net in Christus, jou besigheid, net in Christus, wat jy moet doen met dit wat jy het. Net in Christus vind jy die oplossing vir die uitdaging. Maar hoe vind jy daai verborge kwaliteit lewe? Een pad. Jy moet vrek, né? Aktiewe vorm van dood. Jy is gekruisig met Christus. Jy het gesterf met Christus. Jy is begrawe met Christus. Jy het opgestaan met Christus. En in die opstanding saam met Christus is jy gesete en kyk jy af in jou situasie. Gesete met Christus, kyk jy af saam met Jesus in jou situasie in. En in daai plek van gesag leer ken jy hom en vind jy hierdie lewe wat verborge was. Hoeveel van daardie verborge lewe is vandag vir jou bekend? En hoeveel is dit wat jy moet ontdek? Soveel ouens, hulle gaan hemel toe, maar in die hemel sal hulle eers vir die eerste keer sien, wat 'n regte kwaliteit lewe wil God vir hulle gegee het op aarde, as hulle dit net tyd geneem het met Christus, hom geëer het, geglo het dat in Christus is die kwaliteit lewe. Dan sal ons in die hemel sien, dit wat verborge was in Christus, wat was God se fantastiese plan vir my lewe? Ek praat nie 'n lewe van maanskyn en rose nie, julle verstaan wat ek bedoel. Maar kwaliteit, sinvolle lewe met ewigheidswaarde. Ons gaan hemel toe, maar ons sal weet, sonder veroordeling, dat ons die tyd op aarde gemors. Dis die ergste wat die duiwel nou met jou nog kan regkry. Maar my broer, my sis, as ons daai tyd sal vat, nie net die woord vir 'n oplossing vir my situasie nie, maar die woord vat omdat ek wil weet wie God is en wie ek is in sy hart. Wie is jy in sy hart? Kom ons sê, ek wil weet wie ek is in sy hart. Ons praat van 'n lewe op aarde, wat die oplossing is. Christus in my. Kolossense 1:27, the hope of glory, die hoop. Christus in my. En dan sê Johannes, Christus in my, hy's in my gees. Dan sê hy moet meer word, ek moet minder word. So Christus in my, maar ek is hier. En dan sit minder van my met meer van hom, minder van my, meer van hom, minder van my, meer van hom. En dan is dit ek in Christus. Ek in Christus, as net Christus in my. Hallo. Nommer 8. Die lewe. En die lewe is Christus. Amen. En die sterwe is wins. Julle onthou hom? Filippense 1. As ek kyk na, weet jy, die som totaal, by die werk en by die dit en met die uitdaging, met daai wonderlike tyd, dan met daai sommer net rustyd met. As ek nou dit moet opsom, hoe was die vakansie? As ek moet opsom, hoe was my dag by die werk? God was net oral. Sy inspraak was oral. Ek kon hierdie doen. Al het ek hom nie gesien het, ek gesê, ten spyte van dit, gaan ek dit vir hom doen. So soveel oomblikke wat ek hom nie gesien het nie, wat ek hom nie ervaar het nie, wat ek daai keuse maak om te sê, ek gaan dit doen asof vir die Here. Al is dit nie daar nie, al is dat nie daar nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Daai stage, daai verhoog wat God jou net hier op aarde gee, nooit in die hemel sal jy hom weer hê nie. En dit is dat jy kan sê, ten spyte van my emosies, ten spyte van die versoeking, ten spyte van al hierdie ander goed wat ek beleef, nogtans sal ek jubel, nogtans sal ek dit vir God doen. Daai verhoog het jy net lewe op aarde, net hier op aarde het jy daai geleentheid om hom so te aanbid. Daarom sal God in die hemel, daar soos hy, en hy hoor 'n kwaliteit aanbidding van die aarde, wat hy daai aanbidding nie in die hemel het. Dis nie minder die aanbidding in die hemel, minder kwaliteit, maar wat, jy verstaan wat ek bedoel. Dis 'n geleentheid wat jy hier op aarde het. Dan,
in die lewe is Christus. Christus lewe deur my. Galasiërs 2:20. Ek leef nie meer nie, ek het gesterf in Christus, begrawe. Ek leef nie meer nie, maar nou leef Christus deur my. Hy sê ek is dood en die lewe wat ek nou leef in die geloof is deur Christus. Jy is nie 'n spook, want jy is nou dood en hier leef Christus deur jou nie. Nee. Hy praat so van dat jy so vol van hom is, dat hy deur jou leef. Iemand kan so vol van bitterheid wees, dat jy sien net bitterheid leef. Die persoon leef nie meer nie, maar die bitterheid leef. Iemand is so vol van selfbejammering, dis nou nie een van ons nie, iemand ander mense, maar so, dat as jy kom, hier kom selfbeheersing, of hier kom iemand en hier kom issues, want hy is so vol van issues, dat wat in hom leef, hy leef nie meer as 'n persoon nie, sy persoonlikheid is nie meer daar nie, maar die persoonlikheid wat die issues vir hom gegee het, dit is wat nou deur hom leef. Maar so, het ons die uitdaging, ek en jy, dat dit so sal wees, dat Christus deur my sal leef. Amen. Ons is op pad duidelik nog nie naaste by in die volheid van daai wat ons moet leef nie. Maar mag God jou help, mag God my help. Amen. Die lewe is Christus en dit is nie net die seun van God Jesus nie. Dis die seun van God met die Heilige Gees op hom. Dit word genoem Christus. That's the anointed one, die gesalfde een. Dit is die een met die hand van die een wat op hom is. The anointed one. He was anointed and he is anointed through the Spirit. Deur die Heilige Gees. Die salwing op hom is die Heilige Gees. Ou Testament praat hy van die hand van God was sterk op hom. So Vader se hand wat sterk op jou is, hoe jy dit sien is die Heilige Gees op jou. Die feit dat jy gesalf is. Hoekom? Want die seun van God is in jou. Hy gaan nie die vlees, hy gaan nie jou vlees en my Robbies lewe salf nie, glad nie. Maar hoeveel van Christus op jou is, op hom rus die salwing. Meer van hom, meer van die salwing. Meer van die hart van die Vader wat jy sal sien op jou lewe. Amen. Ewige lewe. Ewige lewe. Hierdie lewe op aarde, maar lewe op aarde wat ewige lewe is hierna. Nee. Ewige lewe is nou. Waar? Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken en die een wat u gestuur het. Dat hulle my as Jesus ken, die seun van God, en dat hulle u as die Vader ken. Wanneer? Nou. Dat hulle nou u ken. Hoe ken jy Jesus nou in jou lewe? Hoe herken jy hom? Hoe eer jy hom nou? Hoe respekteer jy hom nou? Hallo? En hoe ken jy jou Vader? Dit sê vir jou hoeveel van ewigheidslewe waarde is in jou. Daar's 'n ewige waarde wat jy vandag kan hê in jou lewe. En dit is volgens die kapasiteit, volgens die realiteit van hoe jy Jesus en die Vader ken. Intiem met my opinies gaan verdwyn. Intiem met my goeie idees. Nice. Intiem met my, ek weet om die regte goedjies te doen. Daar's baie ateïste en moslims en ander ouetjies wat baie beter weet hoe om al die regte goedjies te doen. As baie Christene. Maar dit het nie ewigheidswaarde. En dis waar ek en jy nederig voor God is en verbaas is oor sy genade, dat sy genade oor jou en my is. Hoekom? Hoekom is jy nie vandag 'n ateïs omdat jou pa en jou ma vir jou sê God is 'n grappie? Wat maak jou so oulik dat jy nie groot geword het onder dit nie? En dit maak my stom dat God my so genadig was. Hallo? Dat ek weet, daar's 'n lewe op aarde wat God vir my nou het met 'n rede. Met 'n rede. En dit bring ons by 'n ander een. Die volgende een. Lewe met Christus. Halleluja. So 'n ontdekkingsreis. Daar sê. Dis hoekom hy so lyk. Goed. Weet, almal sê weet. So as hierdie feite wat ons nou gesê het, hierdie 10 punte, dit is van dis hoekom God jou nog op aarde het.
Want met Christus, in Christus is daar 'n doel. Hy het hom gesalf, Vader het Jesus gesalf met 'n doel. Jesaja 61, gesalf met 'n doel dat sekere dinge sal gebeur in jou, maar veral deur jou hier op aarde. So wat wil God met jou doen en deur jou doen? Jy het dit nodig om te ontdek. Hierdie wat ons gedoen in hierdie reeks, is eintlik 'n samevatting, wat as jy nou vir iemand moet gaan sê, en iemand vra jou, wat gee jou die reg om te lewe? Wat is jy? Wie is jy? Waarna is jy op pad? Vir wat? En jy moet 'n opsomming gee van dit wat realiteit is, en nie net wat 'n Christen storieetjie is nie. Weet wie die gekruisigde en opgestane, alright, daar's baie ene, lyk dit my. Weet wie die gekruisigde en opgestane Christus is onder die mense. Want ek het my voorgenem, sê Paulus, om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. O man, ons kan onder mekaar weet die issues, ons kan onder mekaar weet, daai ene wat so is, daai ene wat so is, en omdat daai ene so is, daarom gaan onttrek ek my, omdat daai ene my seer gemaak, of omdat daai ene my teleurgestel, omdat daai ene gedink soos ek dink, kom ek nader. Of Paulus sê vir hierdie Korintiërs, wat 'n klomp issues het, en hy begin sy brief, en hy skryf hierdie brief aan die Korintiërs, en die helfte is super geestelik, die ander ouens het net issues met mekaar. Dis kom 1 Korintiërs 13 in daai boek is. Maar hy begin om te sê, ek wil nie julle issues weet nie. Ek wil nie weet wie is nou reg en wie dink hulle is reg en wie dink hulle is verkeerd. Ek wil nie daai goed weet nie. Wat ek wil weet is, hoe is jou vlees gekruisig? Hoe werk jy aan die vrotvleis, my vertaling, in jou lewe? Hoe werk jy om ontslae te raak van die ou mens in jou lewe? En hoe werk jy daaraan om die opgestane Christus die ereplek te gee, om deur jou te leef? Dis wat ek wil weet. Hoe doen jy dit? En hoe gebruik die Here dan nou eintlik maar? Is dit nie maar so? Ouens wat my maklik kan irriteer, nou nie een van ons nie, maar of situasies wat yster slyp, en dan raak ek bewus van goetjies hier binne, wat jy dink, wow, waar kom dit vandaan? Ek sê mos altyd, ek gedink ek's baie uitgesorteer tot op 39 toe ek trou. Ok, toe kom daar so 'n klomp vleesiekies uit, waarmee ons moet deel. Ek weet nie of getroude mense dit daarvan weet nie, net ek. Goed, geseënd is julle, maar wat wil ek sê? Maak 'n voorneme, my broer, my sis, dat jy sal weet wie is die gekruisigde en die opgestane Christus. As jy wil sê, jy het 'n lewe met hom. Maar as jy nie daai voorneme doen nie, dan kom jy, en as jy daai ding het met daai persoon, en hy doen dit weer, en hy doen dit weer, en hy doen dit weer, en jy praat, en hy doen dit weer, hy ignoreer jou, hy respekteer jou nie, want hy doen dit weer, en hy doen dit weer. Wat jy jou voorgenem het, dat jy vir hom ietsie sal sê, I will give him a piece of my mind. Wat neem jy jou voor, hoe om mense môre te hanteer? Wat neem jy jou voor, hoe om die lewe môre te hanteer? Dis 'n keuse. Dis 'n keuse. Weet wie hy is, maar jy kan nie kies, ek kies Christus môre. Maar jy weet nie wat jy kies nie, want jy ken hom nie. Maar as jy in die woord inspring, en jy begin weet wie hy is, en weet wat hy vir jou gedoen het deur die kruis, dan kan jy die keuse maak om te sê, ja. Maar as jy die alternatief nie ken nie, is julle met my? Jy maak 'n keuse van links na regs, maar as jy nie weet wat is regs nie, of dat die regs bestaan, wat se keuse wil jy maak? Alright, ons los hom daar. Volgende een. Dis seker nommer 2 daai. Kies in alles Christus as wins. Kies in alles Christus as wins. Jy weet wie hy is, en jy besluit, hy is die wins. He's the prophet. Not the prophet just prophesying, but he's the prophet in my lewe. Die profeet, die wins in my lewe. Wat van jy gaan so 'n bietjie in die week, ek sê vir my, ja, ek het nou 'n klomp wins gemaak, hoor. Wat se besigheid?
Nee, ek het bietjie meer van myself gesien van die vrotvlees en wat ek moes neerlê en ek het bietjie weggestap en ek het oorwinning oor hierdie ding begin kry. Dat ek nie so gou kwaad word nie, of dat ek nie so gou dit nie, of dat ek nie so gou dit nie. Ek het wins gekry. Daar was wins in my lewe hierdie week. OK. Dat is so. Wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, ek ag ook alles skade. Daar's 'n paar interessante vertalings in Engels vir daai woord skade. Om die uitnemendheid van die kennis van Christus, die uitnemendheid, hierdie fantastiese, hierdie absolute bonatuurlike uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, te kry, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou. As drek beskou, om Christus as wins te verkry. Maar daar's nie 'n ding van ek het Christus as wins as ek nie eers besluit om sekere goed as drek te beskou. Hierdie emosies, hierdie myself jammer kry, hierdie negativiteit, ek beskou dit as drek. Ek beskou dit as iets waarin ek nie wil vat nie. Drek vir die wat, ek sal nie daar 'n preek van maak nie, maar dis iets waarin jy nie wil vat nie. Dis iets wat jy van weg wil loop outomaties, dink ek. Behalwe as ek in my siel mislei is, dan speel ek met verkeerde goed. Hallo? Maar jy maak 'n keuse. Dat dit wat vir my, volgens my kosbaar is, as Christus nie in dit is nie, stap ek van dit weg. Al lyk dit oulik, al lyk dit goed, al lyk dit nice. Ek stap van dit weg. Ons praat van hierdie lewe met Christus. Is ons met mekaar? Daar sê, volgende een, ek weet nie of hy ook een is nie. Ken Christus volgens saam, nie net volgens die feite nie. Filippense, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap, almal sê gemeenskap, intimiteit, jy, as daai intimiteit nou eerder maar was by ken en die krag, maar nou sê hy intimiteit aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Aan sy dood gelykvormig. Dis maar vreeslike sinne wat Paulus baie keer geskryf het. Maar daar is 'n ken van Christus, deurdat ek saam met hom, deel nie met jou vlees sonder hom nie. Jy kan net met jou vlees deel saam met hom. Dat jy verstaan hoe jy saam met hom gekruis het, saam met hom gesterf het, saam met hom begrawe is. Hallo? So hy gaan jou help as jy verstaan hoe jy saam met Christus die lewe doen. Saam met Christus, nie net vir hom nie, jy gaan dit nie reg kry nie. Almal sê saam. So daar's 'n saam, as jy Christus ken, daar's 'n saam, daar's geen ken sonder die saam nie, want dit is informasie oor hom. Jy leef nie saam met Trump, jy doen nie die dinge saam met hom nie. Jy het informasie oor hom. So jy ken hom volgens inligting, volgens informasie. Maar God leer ken saam met Christus. Christus leer ken, is dit 'n ding van 'n verhoudingskennis. I know him out of relationship. I know him from a heart to heart, van 'n hart tot hart kennis. So ken ek God. Dis 'n lewe met Christus, 'n lewe met Christus. So al hierdie beginsels van wat ons nou met die tweede 10 fasette gepraat het, dis nodig sodat ek hierdie lewe met hom kan hê. 'n Saamlewe saam met hom, sodat ek hom kan ken wie hy is, die krag van sy opstanding. Daai krag van die opstanding, waar is dit? Waar is die krag van sy opstanding? In my, in jou, né? Romeine 8, ons het hom 94 keer gesê, as die gees van hom, wat Christus uit die dode opgewek het, dan in julle woon. As die gees in jou woon die gees wat Christus uit die dode opgewek het. As dit dan so is, hoe sal hy dan nie ook jou lede lewend maak? Daar waar jy swak is, lewe vir jou gee om voluit vir Christus te leef. Amen. Ons is nog hier.
So, krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde. Wat hy sê, salig is jy, as jy bereid is om te ly in sy naam. Nie ly omdat jy 'n klomp nonsens aangevang het nie. Maar dat bereid is dat jy sal staan, sonder jy iets daaruit kry. Ek vertrou hom vir hierdie ding, ek vertrou hom vir daai ding, ek vertrou hom vir hierdie goedjies om te verander in my lewe, of hierdie goedjies, omstandighede, ek vertrou hom vir hierdie finansies, en dan as dit nie gebeur nie, wat, dan is dit asof ek bevraagteken die geloof. Ek bevraagteken dat ek, weet jy, dit werk nou nie. Ek het hierdie skrifte bely en bely en bely, en niks verander nie. Gemeenskap aan sy lyde is, ek is bereid om te staan, al verander niks. Dit voel vir my amper soos 'n lyding. Dit voel vir my 'n stryd, dat ons saamkom in die Here loop. Voel vir my 'n stryd om by die woord uit te kom. Voel vir my 'n stryd om te bid, verander, never mind, dan nou in my situasie. Maar God ons help, dat ons dit sien as 'n voorreg. Om saam te doen, al is dit in sy lyde, is 'n voorreg. Kom ons sê, om saam te doen, is 'n voorreg. Maar jy kan daar neerskryf, voorreg. Beken die krag, die lyde. Dis 'n voorreg wat jy het. Goed, volgende nommer 1. Kolossense, nou ja. Laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Ons praat van lewe saam met Christus. En die woord van Christus, die woord van Christus, as die woord van God, ja, maar ek kan hom vat as die letter, en jy kan soveel dood in jou bring, want daai duiwel, hy ken die woord, hy ken die woord, hy is in daai kop van daai duiwel, maar hy woon nie ryklik in die duiwel nie, hallo, want hierdie woon, het te doen met 'n welkom. Die woord is welkom. Kom ons sê, die woord is welkom om te woon. Kom ons sê dit as ons dit bedoel. Die woord is welkom om te woon. Julle in tale gepraat nou. Laat dit so wees, my broer, my sis. Woon beteken jy ken. As iemand saam met jou woon, daar's lewe. Daar's lewe. Daar's iemand wat saam met jou woon, wat sê dit? Hier's verhouding, daar's veronderstel in die woord woon, om te wees van, ons ken mekaar. Ons is aktief betrokke by mekaar. Amen. Die woord, wat nie net gebere is nie, maar hy woon in jou, hy's lewendig. Die woord is lewendig. Jy lees jou Bybel en daar's meer lewe in jou. Soos wat ons net nou gesê het. Maar as jy negatief is, pessimisties is, en jy hou dit man, hou daai depressie, hou daai negativiteit. En hy sal in jou lewe, hy sal lewe, hy sal met jou praat, jy sal hom eer as 'n lewe. Hy's so lewendig in jou. Ja, maar dis die realiteit, dis hoe ek voel. Okay, dis hoe jou emosies voel. Maar hoeveel van die woord lewe in jou? Ek praat nie van, ja, ek moet daai skrifgie net bely, dan sal alles anders te wees. Nee, laat die woord begin in jou lewe. En hoe meer in jou lewe, sal die dood verdwyn. Want die dood is in dit wat die vyand vir jou gee. Die dood, hallo, is in daai negativiteit, is in daai versoeking, is in daai karring maar net aan, is in daai selfregverdiging, hoekom my hart eintlik maar dubbel is. Dan sê dit so, dan sê dit so, hang af die omstandighede, hang af hoe mense met my is, hang af wat ek deurgaan. Dit bepaal hoe my lewe is. Nie meer nie in Jesus naam. Daar sê, laat die woord van Christus ryklik in julle woon met alle wysheid, en dan sê hy, leer jy, maar vermaan mekaar met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. Al daai goed is sodat dit lewe. Wanneer jy die woord sing, wanneer jy daai dankbaarheid uitbring met die woord, wanneer jy die woord sing, my boet, my sis, psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in die hart. Het jy 'n sing in die hart? As die lied in die hart verdwyn, verstaan net, dis waar ek kies,
dat die woord nie in my gaan lewe nie. Want ek moet my emosies eer. Of ek moet hierdie ding. Ek sê nie, dis nie 'n realiteit nie, maar dis nie die waarheid nie. Daar's 'n realiteit en daar's 'n waarheid. Daar's 'n realiteit van feite, van goedjies wat deur ek en jy gaan. Maar daar's 'n waarheid wat my vrymaak. Daar's 'n waarheid wat 'n voorreg is, wat in my kan woon, wat in my kan lewe, Maar my broer, my sis, laat die lied in jou hart gehoor word. Nie net Sondag sing ek daai lied en ja, dis nou 'n ou lied, of dis dit nie die lied, of dis dit, en die basgitaar is dit, en hy is dit, en dan. As daar 'n lied in jou hart is, en iemand anders sing ook 'n lied, en jy ken daai lied, daai kindertjie, en hy ken ook daai lied, en hy is mal oor daai lied, en iemand anders sing dit, of jy sit jy is daar nie meer 'n CD nie, jy sit daai lied aan, hallo, wat gaan die kind doen? Ek kies om die lied soeks te sing. Hy gaan dit net sing, hy gaan dit nie spontaan sing, want daai lied leef in sy hart. Dis deel van dat die woord lewe. Dis een van 'n reeks van 10 preke. Daar sê van hoe die woord van Christus ryklik in julle woon. Laat dit vir jou 'n rykdom wees. Ons los hom daar. Volgende nommer 1. Beklee jou met Christus. Dis nou 'n lewe met Christus. Nou praat hy ook van beklee jou met Christus. Maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Want julle is almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Nou, waar kom dit nou vandaan? Het jy al gehoor daai sinnetjie van, hy het 'n ander baadjie vandag aan. Hy het 'n ander baadjie vandag aan. Maak seker wat 'n baadjie het jy aan. Beklee met Christus beteken, ek kan so saam met Christus leef, ek het so 'n verhouding, dat niemand dit kan sien nie. Of ek het so 'n verhouding, dat ek toegemaak is in wie hy is. Dat ek toelaat dat dit wie hy is my omvou. Nie net in my woon nie, ryklik in my woon en lewendig is nie, maar dat ek my toevou met omstandighede, of ek gaan my toevou met wie hy is. Ek gaan my toevou met wie hy is. In the battle, wanneer ek en jy deur goed gaan, wanneer ons die woord hoor, en dit is nou maklik om te hoor, of dit is moeilik om te hoor. Wanneer dit dan moeilik is om te hoor, en ewe skielik is net hierdie emosies wat my oorweldig van ek die woord hoor. Verstaan net, kom ons gaan vir bevryding, dat die duiwel uitgedryf word. Hallo? Maar mag dit so wees? Want dit wat jy vir jou kosbaar is, as jy nou daai boek geniet, of daai reeks op die TV, of wat geniet julle nog? Daai wedstryd, daai rugbywedstryd. Hoe lank moet ek nou nog hierso sit, jy weet? Nie die preek is lank nie, maar weet jy, nou die ou regtig nou nog vir hulle ekstra tyd gegee, beseringstyd, jy weet. Maar op daai stadium gaan een van die 2 spanne wen. Hoe lank moet ons nou nog hierso sit? Maar as dit in my lewe, as dit vir my 'n rykdom is, as dit vir my kosbaar is, dan beklee ek my met dit. Ek wil toegevou wees met dit. Wanneer dit koud is om een of ander rede, verstaan ons, het ons die intelligensie. Ek praat van as dit nou regtig koud is. Het ons die intelligensie om iets warms aan te trek. Nou kom ons hê die intelligensie, dat my lewe nie meer koud word nie, maar dat ek warm aangetrek is met wie hy is. Warm aangetrek. Die warmte om jou, my boet, my sis, wanneer jou hart wil koud word. Wanneer jou hart wil koud word, die warmte om jou is, jy beklee jou nie met jou opinie nie, jy beklee jou nie met jou seer nie, teleurstelling nie, jy beklee jou met Christus. En hy sal die warmte om jou wees. Amen. Mag dit so wees. Volgende nommer 1. As julle nou anders genommer het, trek ons nou by wat se nommer?
Anders gaan hierdie preek baie lank raak. 6. Nou sê. Neem jou kruis op en volg hom. Elke huis het sy kruis. Julle het hom ons al gehoor. Daar sê. Neem jou kruis op en volg hom. Toe sê Jesus vir sy disippels. As iemand agter my aan wil kom, ons praat nog steeds van verhouding. Dis nou, ons het verhouding met God. God in my, God met my, ek bekleed my met hom. Hierdie hele konteks. Wat is al hierdie fasette? Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my skof volg. Skaap, as jy die herder gaan volg, en nie 'n stupid skaap is en daar jou eie ding gaan doen, daar een kant nie. As jy hom gaan volg, beteken dit, jy gaan baie keer jou eie wil moet neerlê. As hy sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, dan praat hy van die kruis van Christus. Hy moet homself verloon, want jy is saam met Christus gekruisig, saam met hom gesterf, saam met hom begrawe. So dit is jou self verloon. Godsdienst, godsdienstigheid, en daai veroordeling in jou hart, nie meer nie verlede, is, as jy agter my aan wil kom, sê godsdienst, vernietig jouself. Vernietig jouself. God sê, verloon jouself. Verloon is, ek lê myself neer in aanbidding, omdat ek vir hom lief is. Verloon jouself. Draai jou rug op dit wat jou eie opinies en jou eie goedjies is. Dis verloon. Dis mooi. Vernietig is van 'n demoon van godsdiens, 'n demoon van performance, 'n demoon van, hallo? Wat wettisisme op my sit? Nee. God sê nie, as jy agter my aan wil kom, vernietig jouself. Nee. Hy sê, lê jou lewe neer. En as hy sê, neem jou kruis op, wat beteken dit? Neem jou identiteit, want alleenlik deur die kruis het jy identiteit, my broer, my sis. Neem jou identiteit op. Neem jou identiteit op in Christus Jesus, en dan volg jy my. Lê jou eie gemors identiteit neer. Neem my identiteit op. En ons gaan sê, maar as dit 'n kruis, ja, dis iets wat ek moet dra, dis iets wat waarin ek in 'n geveg baie keer is, God se woord of God se opinie, my opinie. En daai stryd van meer van hom, minder van my, is tot die dag van jou dood. En dit gaan nie net maanskyn, soos ons net gesê het, in Roosevelt. Hier gaan ek, en dit werk net, en alles werk in die lewe. Hy gaan nie net werk nie. Daar's 'n stryd, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lig. Hallo, daar's 'n jaag na geregtigheid. Daar's 'n vlug van hierdie ding. Daar's 'n gryp van dit. Daar's 'n lê hierdie goed neer. Sonde en die laste. En hardloop. Oë fokus. Hallo. En daar is die kruis. Daar is die kruis wat jy opneem. Van wie jy is in God. Want as jy gaan sê wie jy is in God, staan die hel gereed om vir jou te sê, dis 'n klomp nonsens. Maar jy kan groei van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag. Hou jou oë op die leidsman, volëinder van jou geloof. Hebreërs 12 vers 2, wat jy kan neerskryf, né? Lê die robbies neer, maar dan, as jy hom volg, daai skrifgie wat saam met hierdie gaan, as jy hom volg, dan hardloop jy die wedloop oog gefestig op Jesus Christus. Is ons met mekaar. Volgende een. Nommer 7. Jou lewe met Christus. Verkondig die boodskap van die kruis. Verkondig die boodskap van die kruis. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek dan nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Daar's baie ander skrifte wat ons ook kan gebruik. Maar hierso praat hy eintlik van die teken van die verbond. Hy sê, as ek nog die boodskap verkondig van die Ou Testament, Ou Verbond, met teken besnydenis, dan het ek 'n struikelblok geword vir die boodskap van die nuwe verbond met die teken die kruis. So net vir iemand wat wil weet, daar is nie 'n doop in die plek van die besnydenis nie. In die plek van die besnydenis is die kruis. As ek die boodskap van die besnydenis verkondig, dan is ek 'n struikelblok vir die boodskap van die kruis. Die kruis het 'n boodskap. En as jy verby daai kruisery, baie keer wat ek net bin sê, Here, mag hulle die boodskap van die kruis sien. En die ou vyand wil die kruis
alle mag, dis hoekom baie keer, ja, ons los daai. Maar die kruis, hallo, is ons met mekaar. Dit staan vir 'n boodskap. Dit staan vir 'n boodskap. En mag jy verstaan waarvoor dit is. En mag elke ou wat daar verby die N1 ry, op die N1 verby die kruise ry, verstaan wat dit beteken, dat dit praat met hulle. Amen. Verkondig die boodskap. So as die woord in jou lewe, as Christus in jou lewe, as jy saam met hom wandel, hallo, dan word dit soos Jeremia wat gesê het, it's like a fire shut up in my bones. Nou hierdie shut up is amper soos 'n shut up, ek shut up die woord, ek onderdruk dit, ek hou dit in dat dit nie praat nie. Maar as ek gaan stil bly, gaan dit soos 'n vuur brand. Dis wanneer ek so in die woord inspring saam met die Heilige Gees, dat dit in my brand. Weereens, daai voorbeeld van daai ander ouetjie. Hy brand met die issues en die issues word meer en dan sê ek is nou fed up, tot hier toe en nie verder nie. Het julle dit al ooit in julle lewe gehoor? Tot hier toe en nie verder nie. Dis nou eintlik wat Jeremia sê, tot hier toe en nie verder nie. Ek kan dit nie meer inhou nie. Die woord wat in my is, dis soos 'n vuur wat brand. Ek moet praat oor God. Ek moet sy wil praat. Ek moet sy hart praat. Ek moet praat dit wat God soek jou en my op so 'n manier. God soek jou en my. Dat ons in 'n situasie gaan en nie ons Christelike opinie gee nie. Maar dat die woord wat God in daai situasie het vir die mense en vir my lewe en vir die waardeur ek gaan, dat die woord in my so sal brand dat ek moet dit net deel. Ek moet dit net deel. Die skrif sê tydig en ontydig. Die woord deel. Hoekom? Want dit brand in jou. Dis as ek hierdie beginsel gaan vat dit op die Home Family groep en gaan skryf dit dan nou mooi neer. En werk daardeur asseblief. Mag dit so wees. Nou volgende ene. Woord van die kruis is die krag van God. Woord van die kruis is die krag van God. Kom ons sê die woord van die kruis is die krag van God. O Here, gee my net krag vir vandag. Here, gee my net krag van die dag. Here, gee vir my net hierdie quick fix. Here, gee net vir my hierdie drive-through. Dit asseblief. Gaan aan. Dankie, bye. Geef my net so kraggies. As jy nie in die woord uitkom nie, hoe gaan die krag van God in jou manifesteer? Jy het krag om sekere goed te doen, want jy het sekere goed wat jy glo. Daar is sekere goed wat jy glo. En daai ouens glo dat vir my land sal ek my lewe gee, en as ons hulle nie doodmaak en opblaas en uitmekaar skiet, dan gaan en ek selfs my lewe gee, en as ek opgeblaas word, dan is dit ook alright. Maar dit brand in my hierdie woord. En ek het die krag daarom om in te gaan, al word ek opgeblaas. Want hy glo 'n sekere woord. En hy gaan 'n held wees en mense gaan hom vereer as hy leef volgens daardie woord wat hy glo. Wat is die woord wat jy glo uit die Bybel? Wat is die woord wat jy glo van die kruis? Dit gaan vir jou sê hoe jy sal staan of nie staan vir God. Die woord van die kruis, dwaasheid vir die wat verlore gaan, is stupid man. As jy jouself wil beskerm, dan kry jy by mekaar. As jy dan hou jy en jy kry nog meer. God sê saai. God sê lê neer. God sê bid vir hulle. Hallo. Dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Maar daar's vlees in my en jou wat verlore moet gaan. So daar's goedjies in my en jou wat nooit so dit sal sê dat die woord van God is dwaasheid nie. Dwaasheid beteken ek loop verby dit en ek laat toe dat dit my nie aanraak nie. As ek die woord glo en ek glo die woord is nie dwaas nie, gaan ek toelaat dit my aanraak, want dit is kosbaar en dit moet ryklik in my woon. Goeiemôre. Ons is nog hier.
Mag God jou help, mag God my help, my broer, my sis, want dit bring my by 'n lewe met Christus. Daar sê, next one, dis nou nommer 9. Daar sê, ons gaan vir 'n landing amper soos in Vareel. Roem in die kruis, almal sê roem. Alright, kom ons sê, roem. Daar sê man, dat ons roem in die kruis. Mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Wat sê? Wêreld is vir my gekruisig. Hy het niks aan my. Die wêreld gaan nie gesag hê oor my lewe nie. Hy gaan nie gesag hê oor my lewe nie. Hy kom om 'n lijk versoeking te gee. Want ek is gekruisig tot hom. Ek is dood vir die wêreld en die wêreld is dood vir my. Klaar. Ons het nie 'n conversation nie. Daar's nie meer 'n conversation met verwerping nie. Daar's nie meer 'n conversation met die issue nie. Daar's nie meer 'n conversation met daai woede nie. Nee. Dis nie net wat konversasie, die conversation. Gesprek. Die gesprek is dood, want jy kan nie met die lijk praat nie. Lijk en lijk gaan nie met mekaar praat nie. Hallo? So, conversation over. Daar is nie meer, julle is met my. Ons moet gaan vir 'n landing. Behalwe in die kruis, wat beteken dit? Ek roem in die feit dat wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen, daai lied. Hallo, wat jy is net genade. Jy het niks om oor te roem, behalwe dat God hierdie onsaglike genade vir jou gegee het, met die grootste wonderwerk wat jy op aarde kan hê. Dit is, jy het 'n kind van God geword. En jy kan leef as 'n kind, saam met hom. Daar sê, laaste een. Doen alles in die naam van die Here Jesus. En met van die ander skrifte wat sê, alles asof vir die Here. Want wat julle ook al doen, of in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Dank God, ek hoef nie daardie dinge te doen nie. Iemand gebruik daai op 'n verkeerde konteks. Duidelik. Maar wat wil ons sê? Wat jy doen in woord, wat jy sê in jou, en wat jy doen in jou dade, doen dit in die naam van die Here, waar jy respek het vir God. Maar respek met dankbaarheid, dat jy die voorreg het. Jy het die voorreg om dit te doen. Wat jy moet doen, ek moet nou hierdie ding doen. Jy gaan dit nie met murmurering doen nie. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sê die skrif, want anders kom jy in 'n vloek as jy teen mekaar sug, kom jy in 'n oordeel, sê die skrif. Moenie teen mekaar sug nie, want dan kom jy in 'n oordeel, dan kom daar 'n vloek oor jou. Gaan sug teen jou broer, dat hy met jou sug, sodat jy op jou broer, want jy wil soek 'n vloek op jou broer. Hoekom ons gaan moaning ground saam? Sodat ons 'n vloek op onsself kan bring. Dit is wat die skrif sê, hoe dit werk. Kom ons gaan moaning ground en wees mislik oor die regering en ons gaan moaning ground oor dit en moaning ground oor die omstandighede. Ja, jy vertel net hoe dit gaan, maar aan die einde van die dag, gaan kyk mooi, as Dawid gemoan en bietjie geground en het daar so in die psalms, het hy altyd geëindig om te sê, maar die Here is my sterkte, die Here is my heil, die Here is my verlossing. Amen. Eindig met die waarheid. Want jy soek nie die vloek op jou lewe, jy soek nie die vloek op jou vriend of jou vriendin nie. Amen, wat julle ook al doen, in woord of in daad, jy stap saam met Christus, en as jy saam met Christus stap, dan is jy nie 'n man van murmurering nie. Jy is nie 'n man van murmurering as jy saam met Christus stap nie. Jy is nie 'n man van issues, jy weet, met daai ou moet jy so maak, met hierdie ene moet jy, gaan kyk in die spieël, en gaan sê, wat ek gaan doen, wat ek gaan sê, gaan ek in die naam van die Here doen, met dankbaarheid. As ouens wat in die naam van die Here baie doen, hulle gebruik dit as 'n vloekwoord. Die naam van Jesus is 'n vloekwoord. Want daar's nie 'n ander naam van 'n ware God wat die duiwel kan afbreek nie. Hy kan net die ware God se naam afbreek. So hy bevestig net dat Jesus die seun van God is. Hallo, is ons nog met mekaar? Nou mag die Here my en jou help. My broer, my sis, selfs as ons nou in die nagmaal gaan gebruik, wil ek in die nagmaal wil ek u vra om asseblief om te sê, Here, om daai commitment te kan maak, om te kan sê, deur die bloed van Jesus kom ek terug. Deur die bloed van Jesus kom ek terug. Word ek skoon gewas en het ek vrymoedigheid
om te sê, ek gee myself vir so 'n verhouding. As jy hier is, jy is nie lidmaat nie, maar jou verhouding met God is reg, wil ons jou uitnooi om saam met ons die nagmaal te gebruik. Maak net seker dat jy weet, daar's nie issues met mense nie, en dan wil ons u regtig uitnooi, terwyl hulle dit dan uitdeel, die skrif sê, ek het aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem, hy het dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam tot 'n volkomme versoening van al julle sondes. En so ook na die nag, na die ete, het Jesus die beker geneem en gesê, neem, drink hieruit, want dit is die bloed van die Nuwe Testament. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle my dood. Daarom, kom ons herken God. Kom ons herken God. Kom ons herken God in die naam van Jesus. Ons sê die skrif, maar elkeen moet versigtig wees hoe hy van die brood eet en van die beker drink. En hy moet homself op die proef stel. Hy moet homself ondersoek. Anders drink ons 'n oordeel oor onsself, omdat ons die liggaam nie onderskei nie. Maar Here, help ons om die liggaam te onderskei, deur ons boeties en sissies te onderskei en te erken en te herken en te respekteer. Dat net soveel soos wat U vir my gesterf het, net soveel soos wat die bloed vir my gevloei het, het die bloed gevloei vir my boetie en sissie. Daarom vergewe ek myself. Daarom vergewe ek my boetie en my sissie, omdat ek respek het vir die bloed. Daarom vergewe ek, omdat ek nie 'n oordeel en 'n vloek oor myself wil drink nie, en eet nie. Omdat ek die liggaam onderskei en respekteer vir dit wat God vir almal om my ook gedoen het. Dankie Here dat ons net hierdie tydjie met U kan neem, soos wat ons kies om saam met U te wandel. In Jesus naam. Amen.